Goeiemôre aan u elkeen, 'n besondere welkom op hierdie pragtige Moedersdag. Vandag bring ons hulde aan die vroue wat met soveel liefde, geduld en geloof elke dag hulle families versorg. En daarom aan al die moeders, die oumas, die pleegmamas en geestelike moeders, dankie vir wat julle ook vir ons en vir julle huise beteken. Mag hierdie diens vir elkeen van u tot seën wees en mag u ook herinner word aan die kosbare rol wat u binne die groter Godsplan vervul. Baie hartlik welkom aan u elkeen. Ons gaan ons erediens begin met voorsang en toetrede. Ons gaan 'n vlamlied saam sing wat ons al 'n hele paar keer gesing het. Hemelvader, ons aanbid u. U bly staan vir die woorde en die seëngroet. Ons antwoord met die lofsang uit Gesang 209 daarop en vir die res kan u bloot die digitale bord volg. Kom ons loof die Here en dank hom vir sy genade en goedheid en die feit dat ons as sy kinders kan deel in daardie genade en dat ons ook binne sy groter plan kan weet met sekerheid dat ons aan hom behoort. Kom ons loof hom daarvoor. Hemelvader, ons aanbid u. In die woord van die Here staan daar is geen heilige soos ons Here nie. Buiten hom is daar geen rots soos ons God nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Geliefdes, God se wil vir ons lewe is dat ons met hom in 'n verhouding moet leef, dat ons hom bo alles sal lief hê, maar ook ons naaste moet lief hê. En dat ons al meer sal groei in ons geloof om te word wat ons reeds in Jesus Christus is. Wanneer ons oor die wil van die Here nadink, is dit nie goed genoeg om te sê, ons weet die Here het 'n plan met ons lewe, maar ons weet nou nie eintlik wat daai plan is nie. Dis soos om 'n onbekende bestemming te wil tegemoet gaan sonder 'n padkaart, sonder die regte gereedskap en dan steeds aanvaar en dink jy gaan by daardie bestemming uitkom. Ons het 66 boeke in die Bybel waarin God sy wil aan ons openbaar en waaruit ons kan leer hoe God 'n pad met die gelowige stap. In die Nuwe Testament veral wys Jesus Christus vir ons hoe daardie pad lyk en leer hy ons wat die wil van God is. God se wil gaan in die eerste plek nie oor ons nie, of wat ons wil nie, maar wat ons in deur Jesus Christus geleer word. God se wil is dat ons Christus sal ken in die goeie en ook in die swaar tye van ons lewe. En dit is bedoel dat ons binne daai raamwerk moet bly funksioneer, ongeag hoe dit ook in ons lewe gaan. En alhoewel daar baie riglyne is, sonder ek vanoggend vir ons 4 belangrike riglyne of spelreëls uit oor hoe ons as gelowiges prakties volgens die wil van die Here kan lewe. Die eerste ene vind ons in 2 Korintiërs 8 vers 1 tot 5, waar daar pertinent gesê word, wees vrygewig. Christus het aan ons sy genade en liefde in oorvloed kom gee, en daarom moet ons in daardie liefde en genade ook weer aan mekaar kan deel. Dit vra dat ons alles van onsself sal gee, of ons dit tyd is wat ons moet gee, of dit ons gawes is wat ons moet gee, ons moet alles gee tot eer en verheerliking van God. Die tweede beginsel vind ons in 1 Tessalonisense 4 tot vers 5, wat sê, wees heilig. Dit vra dat ons toegewyd aan God moet lewe en genoegsaam ruimte vir hom in ons lewe moet maak. Om heilig te wees of te leef beteken nie dat ons oor bo menslike krag beskik nie. Dit vra van ons om afgesonder te lewe vir die Here en alleen met hom in 'n lewende verhouding moet leef. Dit vra dat ons sal nee sê vir die sonde en die verkeerdhede in die lewe en dat ons selfs in die moeilikste omstandighede God sal kies en sy pad vir ons lewe sal vertrou. Die derde beginsel wat ons as gelowiges moet handhaaf wanneer ons juis volgens die wil van die Here moet lewe is om dankbaar te lewe. 1 Tessalonisense 5 vers 18 sê dit vir ons so mooi. Ons het die lewe in Christus ontvang en dit stel ons in staat om bly te wees, selfs al gaan dit nie altyd met ons goed nie. En al werk die lewe nie altyd uit soos wat ons dit graag wil hê nie. Die wete dat ons God kan ken, maak dat ons steeds met dankbare harte kan leef en dit stel ons in staat om meer te wees as wat ons ooit gedink het ons kan wees. En dan die laaste beginsel is doen goed. En hieraan herinner 1 Petrus 2 vers 15 ons. Die Grieks sê letterlik lewe 'n doen goed lewe. En dis waarvoor ons geroep word en waarin ons lewe moet wy. Dit is die wil van God dat ons volgens die 2 Petrus skrywe oral en altyd moet probeer om goed te doen. Waar was ons die week die barmhartige Samaritaan? Waar het ons iemand opgetel wat geval het? Wie se las het ons help dra die week? Wie het ons met respek behandel, selfs al het ons gevoel dat hulle nie ons respek verdien nie? Waar het ons hierdie week 'n verskil probeer maak? Dis tipies die praktiese vraag wat ons moet vra. U sien, ons is burgers van God se koninkryk en daarom moet ons lewe en dit wat ons sê en doen en dink altyd hiermee in ooreenstemming wees. Daarom kom ons lewe 'n lewe van vrygewigheid, van heiligheid, dankbaarheid en bo alles lewe ons 'n goeddoen lewe. Mag God ons hierin help en ook vir ons sy vrede skenk. Kom ons sing van Jesus se verlossingswerk in ons, deur Gesang 219 saam te sing en waarna u weer u plekke kan inneem.
Die skriflesing vir ons erediens vanoggend kom uit 1 Samuel 1 en ons gaan daarvan saam lees vers 9 tot en met vers 28. 1 Samuel hoofstuk 1 vers 9 tot en met vers 28. Die opskrif wat aan hierdie gedeelte gegee word is Hanna lê 'n gelofte af. Ons lees saam vanuit die 83 vertaling. In die Bybel wat voor my is, min of meer bladsy 216 vir die van u wat vanuit die Bybels saam volg. 1 Samuel hoofstuk 1 vanaf vers 9. Op 'n keer na die offermaaltyd in Silo het Hanna opgestaan terwyl die priester Eli op sy stoel langs die deurkusyn van die tempel van die Here gesit het. Sy was bitter hartseer en terwyl sy tot die Here gebid het, het sy onbedaarlik gehuil. Sy het 'n gelofte afgelê en gesê: Here Almagtige, as u tog op my ellende wou let en aan my u dienares wou dink en my nie vergeet nie en aan my 'n seun gee, sal ek hom sy lewe lank aan u gee en as teken daarvan sal sy hare nie afgesny word nie. Sy het lank tot die Here gebid en Eli het stip na haar mond bly kyk. Hanna het in haar gedagte gepraat, net haar lippe het geroer. Eli kon nie haar stem hoor nie en daarom het hy gedink sy is dronk. Hy sê toe vir haar: Hoe lank wil jy dronk bly? Loop, word eers nugter. Maar Hanna het geantwoord: Nee meneer, ek is maar net 'n vrou wat diep te neergedruk is. Ek het nie wyn of bier gedrink nie. Ek het my hart uitgestort voor die Here. Moet tog nie dink ek is 'n slegte vrou nie. Dit is oor my groot smart en leed dat ek so lank bly praat het. Toe sê Eli: Wees gerus en gaan nou maar. Die God van Israel sal aan jou gee wat jy van hom afgesmeek het. En sy het gesê: Mag dit vir my wees soos u sê. Sy het toe geloop en gaan eet en sy was nie meer bedruk nie. Die volgende môre het Elkana hulle vroeg opgestaan, die Here aanbid en teruggegaan huis toe. Nadat hulle tuis gekom het in Rama, het Elkana gemeenskap gehad met sy vrou Hanna en die Here het aan haar gedink. By die wisseling van die jaar was Hanna swanger. Sy het 'n seun in die wêreld gebring en uitgeroep: Sy naam is Samuel. Van die Here het ek hom afgesmeek. Toe Elkana en sy hele gesin gaan om die jaarlikse offer aan die Here te bring en sy gelofte te betaal, het Hanna nie saamgegaan nie. Want sy het vir haar man gesê: Wanneer die seun gespeen is, sal ek hom wegbring dat hy in die tempel voor die Here verskyn en altyd daar bly. Haar man Elkana het vir haar gesê: Maar maak soos jy dit goed vind. Bly totdat jy hom gespeen het, mag die Here sy woord bevestig. Hanna het toe gebly en haar kind gevoed totdat sy hom gespeen het. Toe sy hom gespeen het, het sy hom saamgeneem en ook 'n 3 jaar oud bul, 16 kg meel en 'n kruik wyn. Sy het hom as 'n klein seentjie weggebring na die huis van die Here toe in Silo. Elkana hulle het die bul geslag en die seun na Eli toe gebring. En Hanna het gesê: Ekskuus meneer, u sal my nie glo nie, maar meneer, ek is die vrou wat hier by u gestaan het om tot die Here te bid. Om hierdie seun het ek gebid en die Here het aan my gegee wat ek van hom afgesmeek het. Ja, van die Here het ek hierdie kind afgesmeek en nou sal hy sy lewe lank iemand wees wat van die Here afgesmeek is. Toe het hulle die Here daar aanbid. Tot sover ons skriflesing. Mag elkeen van ons hierdie woorde getrou in ons harte en in ons lewens bewaar en mag ons elke dag kies om volgens die wil van die Here te lewe. Terwyl jy so bly sit, kom ons raak stil in ons gemoed en kom ons bid saam. Here ons God, net by U, Here, is daar moed vir die angs in ons hart. En net by U, Here, is daar vrede en kalmte vir ons onrus. Ja, Here, net by U is daar nuwe krag vir swakheid en leegheid wat soms ons binnekant volmaak. En daarom het ons die behoefte om vanoggend net by U voete te kom sit en
stil te word in U heilige teenwoordigheid. Dankie vir wie ons is en wat ons het. Dankie dat ons kan weet dat ons nooit so ver van U genade verwyderd staan, dat U ons nie kan bereik nie. U is die God van lewe, ons bron van krag en hoop, en dit is in U wat ons elke oomblik hoopvol ons vertroue stel. Here, vergewe ons onverskilligheid teenoor U. Die kere wat ons eerder kies om self toe te laat dat die eie ek in beheer is, en U stem doelbewus in ons lewe op die agtergrond praat. Laat ons met opregte geloof en vertroue die volheid van ons lewe in U hande plaas, Here, en met die hoop leef dat U ons nooit alleen sal laat nie en U liefdevolle hand van ons sal onttrek nie. Ons bid vir die wêreld waarbinne ons leef. Ons bid vir ons kerk wat 'n ligbaken in hierdie chaos moet wees. Die roekeloosheid rondom ons is soms groot, die uitdagings is baie, Here. Die mere vlam op en elkeen is soms so besig met sy eie agenda eerder as om na U leiding te vra. Daarom voel dit partykeer of alles rondom ons uitmekaar val. Miskien is dit juis omdat die wêreld met hulle rug na U toe leef. In plaas daarvan, Here, om met hulle gesig na U hemelse lig gedraai te wees en in afhanklikheid na U wil te vra. Vergewe ons waar dit gebeur. En rus ons vanoggend opnuut toe met die wapenrusting van geloof, sodat ons in elke situasie standvastig sal bly met ons oog alleen op U gerig. Open ons harte vir U woord en voed en versterk ons moe en honger siele met die waarheid wat ons daarin vind. Ons weet, Here, dat die gelowiges op pad wees met tye stormagtig sal wees, maar ons bely vanoggend met sekerheid in ons hart dat ons eindbestemming in U veilig sal wees. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here, hy wat was en is en tot in ewigheid sal wees. Amen. Moedersdag is vir ons 'n geleentheid om die moeders, die oumas, die tannies, die voogde te eer, nie net vir die werk wat hulle elke dag doen en vir die wyse hoe hulle eie en ander se kinders grootmaak nie, maar veral ook vir hulle diep geankerde en opregte geloof. Ons almal ken daardie bekende Engelse uitdrukking wat sê, "It takes a village to raise children." Om hierdie kosbare geskenke in ons lewe groot te kry en versorg te hou en staande te hou, vereis eintlik die betrokkenheid van 'n hele gemeenskap. En of dit nou jou eie biologiese kinders is, of dalk jou kleinkinders is wat jy help grootmaak, of jy oor jare 'n groot rol in familie en vriende se kinders se lewe gespeel het, en of jy dalk 'n moeder op die skoolterrein is waar jy vorming en leiding aan 30 ander se kinders moet gee, ongeag wat hierdie moederlike rol is wat jy inneem, as jy dit met geloof en met gebed doen, kan jou waarde nie gemeet word nie. Daar is niemand wat so gereeld en so innig kan bid soos 'n desperate moeder vir die swaar kry en die seer kry van haar kinders nie. En alhoewel moederskap een van die grootste geskenke in die lewe is, vra dit sonder twyfel ook dat ons dit met ongelooflike verantwoordelikheid moet doen. Dit vra oneindige geduld, dit vra groot opofferings, dit tap jou in vele opsigte, dit veroorsaak slapelose nagte, maar ook volgehoue gebede. Ons het biddende moeders meer as ooit nodig. Want 'n biddende moeder is 'n kragtige moeder, en as jy as kind al die gebede van die moeders in jou lewe het jy meer as genoeg om met die lewe te kan volhard. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die Bybel vertel die verhaal van 'n vrou wat ook baie verskillende uitdagings beleef het en met moederskap geworstel het. 'n Vrou wat sonder ophou vir haar kind gebid het.
'n vrou wat later selfs bereid was om haar eie hart broos te maak sodat haar kind gevul kon word met die teenwoordigheid van God. Dis 'n vrou wat van baie beskuldig is. Sy het anders gemaak as wat die wêreld gedink het sy moes maak. Haar trane was met tye groot, haar bekommernisse was waarskynlik baie. Daar was vrese in haar teenwoordig en van selfverwyd het sy meer as genoeg gehad. Maar in Hanna se moederhart sien ons ook besondere kwaliteite raak. Ons sien in haar verhaal wat die waarde van 'n biddende moeder is. Die eerste hoofstuk in 1 Samuel gee vir ons 'n kykie in Hanna se lewe. Ons weet baie min oor haar, maar wat ons wel weet is dat sy getroud was met Elkana, maar dat sy nie kinders gehad het nie. Verlang het sy die seer en die swaar kry van kinderloosheid ervaar en was die vooruitsig van kinders nie vir haar bestem nie. Haar onvrugbaarheid het later vir haar gevoel soos 'n onregverdige straf. Dit het haar so bedroef gemaak met tye dat sy in trane by die tempel staan en bid het. Haar lippe het beweeg, maar daar het niks uit haar mond uitgekom nie, soveel so dat die priester Eli gedink het dat sy dronk is. Met al hierdie druk wat daar op Hanna was, het sy daardie dag net ingegee en kon sy nie meer nie. Sy het haar konstant vergelyk met Penina, dit was Elkana se ander vrou wat wel kinders gehad het. Hanna het dus die seer kry van en swaar kry van kinderloosheid geken en die onregverdigheid van die lewe ten diepste gevoel. Sy het geweet hoe moeilik dit is as jy graag 'n kindjie wil hê, maar geen beheer daaroor het nie. Sy moes waarskynlik ook oor en oor die op- en aanmerkings van die gemeenskap hieroor verdra en verduur het, terwyl dit elke keer eintlik haar hart in stukke gebreek het. Maar tog is die eerste eienskap van Hanna wat vir ons merkwaardig is om te aanskou, die feit dat sy van die begin af kies om met haar trane na God toe te gaan. Sy kies elke keer om by hom te begin en haar trane voor hom uit te stort. Haar geloof was van so 'n aard dat, al het haar diepste hartsbegeerte nog nie gerealiseer nie, weet sy dat die beginpunt na waarheen jy met jou hartseer gaan, waar jy gaan met jou gemoed vol bekommernis en jou lewe vol elende, is alleen na die Here toe. Haar eie seer en die gebrokenheid in haar lewe het nie gemaak dat sy die Here probeer vermy het nie, of dat sy ophou bid het nie, maar dat sy hom juis gaan opsoek het, haar trane in sy rigting gestort het, haar hartsverlange in sy teenwoordigheid kom deel het. Geen wonder sy word bestempel as die vrou wat met trane en geloof aan die Here bly vashou het nie. Sy het God nie verwyd oor die situasie waarin sy is nie, maar sy het hom eerder bly vertrou dat daar in al hierdie seer en al hierdie swaar kry en seer kry van die lewe vir haar uitkoms sal kom. Sy het nie haar pyn verhard en stil gemaak nie. Sy was 'n biddende moeder wat van die begin af alles in gebed voor die Here kom uitgiet het. Sy het letterlik hierdie kindjie van die Here afgesmeek. En dis hier waar ons juist die tweede eienskap van Hanna as 'n biddende moeder bewonder. Jy sien, sy het gebid met verwagting. Nie net het sy gekies om met haar trane by die Here te begin nie, wanneer sy gebid het, het sy met verwagting gebid. Sy het nie toegelaat dat die inhoud van haar gebroke storie, die seer wat sy voel in haar hart, die opmerkings en aanmerkings van die gemeenskap, dat dit alles haar verwagting in die Here vernietig nie. Sy het God se krag vertrou, selfs toe sy nog niks gesien het nie. En sy doen dit nie bloot uit gewoonte nie, of omdat dit van haar verwag word nie, sy doen dit omdat sy met die Here in 'n diep persoonlike verhouding gestaan het. En dan lees ons, word Hanna se grootste wens waar. Sy raak swanger en na 'n tyd bring sy 'n pragtige gesonde seentjie in die wêreld. Sy noem hom Samuel want sy sê ek het hom van die Here afgesmeek.
Sy versorg hierdie pasgebore babatjie met liefde en sorg, soos wat 'n moeder haar pasgebore babatjie behoort te versorg, en maak seker dat hy alles het wat hy nodig het en nie gebrek ly nie. Maar dan lees ons 'n baie vreemde ding. Die oomblik toe Samuel gespeen is, het sy hom na die tempel toe geneem en hom daar gaan los. Hy was waarskynlik skaars op 'n ouderdom waar hy homself kon help, toe sy hom daar agtergelaat het. Tot vandag toe is daar verskeie literatuur wat vir Hanna in 'n mate kwaadlik neem oor hierdie besluit. Hoe smeek jy iets van die Here af en die oomblik as jy dit gekry het en ontvang het, los jy dit weer op 'n plek agter? Maar Hanna se plan was nie om haar kind te los nie. Hanna se plan was om hom vir die Here te gee. En dis juis hierdie handeling van Hanna waar die derde eienskap van 'n binnende moeder na vore kom. Dit wat sy van die Here ontvang het, wys sy weer aan die Here. Sy los nie die jong Samuel omdat sy nie kans sien vir die verantwoordelikheid van ouerskap of omdat moederskap haar oorweldig het nie. Sy gee Samuel terug aan die Here omdat dit vir haar die grootste geskenk was wat sy ontvang het. Sy los hom by die tempel uit dankbaarheid. Nou dat sy ontvang het wat sy so graag wou hê, nou dat haar gebede beantwoord is, vergeet sy nie van die Here wat dit alles vir haar moontlik gemaak het nie. Haar lewe word nie net 'n gryp nie, haar lewe word 'n teruggee uit dankbaarheid. Sy gee terug aan die Here vir wat sy by hom ontvang het, vir die feit dat hy haar gebede beantwoord het en vir die wonder wat hy in haar lewe bewerk het. Jy sien, sy het 'n belofte aan die Here gemaak, dat indien hy vir haar die gawe van moederskap gee, sal sy vir haar kindjie volkome aan die Here wy vir altyd. Sal sy hom van die begin af in diens van die Here stel. Ons lees daarvan in 1 Samuel 1 vers 11. Hoor hoe mooi sy sê, Here almagtige God, as u tog op my ellende wou let en aan my u dienares wou dink en my nie vergeet nie en aan my 'n seun gee, sal ek hom sy lewe lank aan u gee. U gee vir my, maar nou gee ek weer vir u. Hoe swaar en hoe seer dit ook al vir haar moederhart moes wees om hierdie klein seentjie by die tempel agter te laat, doen sy dit omdat sy teenoor God 'n belofte gemaak het. Haar geloof is so sterk in God dat sy haar kosbaarste gee tot sy diens en om tot sy eer werksaam te wees. Dit wat in Hanna se hart geleef het was, Here, my kind sal ook u kind wees. En dis waarom sy hierdie buitengewoon maar opregte geloofsbesluit neem. Mense het haar waarskynlik beskuldig as die vrou met 'n ondankbare hart, want sy smeek vir iets en dan gee sy dit op die ou einde weer weg. Maar dit terwyl haar totale besluit gegrond was op 'n diep geankerde geloof en die gevolg was van ongelooflike dankbaarheid vir wat die Here in haar lewe doen. En dan lees ons nog 'n belangrike saak. Hanna het nie net vir Samuel daar gelos en nooit weer haar ouerlike verpligtinge nagekom nie. Sy het nie haar moederlike plig versuim of aangeskuif op ander en gesê, hy bly nou by Eli, hy's nou Eli se verantwoordelikheid nie. Ons lees, sy het elke jaar vir hom 'n manteltjie gemaak en dit vir hom gevat. Hierdie was nie sommer enige manteltjie nie, dit was 'n linne skouerkleed wat hoofsaaklik deur priesters en profete gedra is. En Samuel is toegelaat om dit op hierdie jong ouderdom sy kleed te dra. Dit het sy taak en sy roeping bevestig. Dit het sy identiteit as gestuurde van die Here bepaal. Dit was 'n teken van wysheid. Daardie manteltjie was 'n teken dat hy die guns, die beskerming en die genade en hoop van God sou beleef. Maar dat hy dit ook in die wêreld sou gaan wees het. En Hanna maak elke jaar hierdie manteltjie sorgvuldig. Sy was dalk nie by hom nie, maar sy was elke oomblik besig met hom. Sy versorg hom, sy glo in hom, sy leer hom wat sy goddelike identiteit is en wat sy verantwoordelikheid binne God se plan is. En
En dis die 4de eienskap van 'n biddende moeder. Sy voorsien met wat sy het. Sy versorg haar huis met sorgvuldigheid. Sy ondersteun hulle om by hulle taak en roeping in die lewe uit te kom. Sy gee haar kansprys om hom met brood te voed, sodat hy met die lewende brood gevoed kon word. Sy kon dalk hom nie op haar skoor tel en vir hom 'n bietjie water gee om te drink nie, maar sy maak seker dat hy by die lewende water uitkom. Sy maak hom gereed vir God en los hom nie oor om deur die wreedheid van die wêreld oorheers te word nie. Sy gee hom oor aan die Here en nie aan die boosheid van 'n sondige wêreld nie. Sy verwaarloos hom nie, sy beskerm hom, sy versterk hom, sodat hy sy roeping kan bereik. Deur hierdie daad leer sy hom van kleins af hoe om op die roepstem van die Here te reageer. Sy het nie voor die tyd geweet watter groot rol Samuel in die lewe sou speel nie, maar sy was van die begin af gereed en gewillig en gehoorsaam om die beste wat sy ontvang het in die Here se hande te plaas. In die oë van die wêreld sou Hanna dalk beskuldig word as die vrou met 'n ondankbare hart, verwaarloosing, selfsugtig, onverantwoordelik, dalk selfs sou hulle sê sy's roekeloos. En sy sou dit alles gewees het as sy haar kind regtig verwerp het. Maar Hanna doen iets anders. Sy gee haar kosbaarste vir die Here. Sy's 'n biddende moeder wat haar trane van die begin af by die Here stort. Wat haar verwagting in die Here stel. Sy gee terug uit dankbaarheid, sy staan op 'n stadium terug, sodat God die eerste prioriteit kan word. Sy versorg met liefde, sy voorsien binne haar vermoë. Hoor haar gebed net voordat hulle van die tempel af weggaan en sy vir Samuel daar agterlaat. Sy sê, ek jubel in die Here. Ek is sterk in die Here. Ek is bly oor die toekoms wat U gegee het. Daar is geen heilige soos U nie. Buiten U is daar geen rots soos ons God nie. Julle moenie in hoogmoed bly praat nie. Want in en deur hierdie God sal die wat gestruikel het nuwe krag kry. Die wat honger was het oorgenoeg om te eet. Die geringes laat hy uit die stof opstaan. 'n Mens oorwin nie deur eie krag nie. Dis mos hoe 'n biddende moeder se gebed vir haar kinders moet klink. In kort sou ons kon sê die inhoud van Hanna se gebed kan ons saamvat met die volgende: juig oor die Here, wees sterk in die Here, vertrou op die Here. Bou op die Here, vind jou identiteit in die Here. Maar bly getuig oor die Here, laat voed jou deur die Here en moet niks doen sonder die Here nie. Hanna se moederhart het presies geweet wat haar kind nodig het. Want selfs voor sy geboorte was sy al 'n biddende moeder. Volgens verskeie historiese navorsers was Samuel ongeveer 3 toe hy by die tempel agtergelaat is. En 12 toe hy vir die eerste keer die roepstem van die Here ontvang het. Geroep vir groter dinge as wat hy of enigiemand ooit sou kon dink. Met die manteltjie van sy ma stewig om sy skouers, gereed om te gaan waar die Here hom ook al stuur. Geanker in die geloof van sy biddende moeder. Geliefdes, moederskap het baie uitdagings. Ons as ouers maak foute, ons het tekortkominge. Partykeer voel ons of die beste wat ons doen nie goed genoeg is nie. Wat leer 'n biddende Hanna vanoggend vir u op Moedersdag, maar eintlik moet ons sê, wat leer 'n biddende Hanna vir ons as ouers oor die algemeen? Hanna leer dat God die beginpunt en die eindpunt van jou hart se seer en diepste verlange moet wees. Sy is 'n biddende moeder wat haar trane in die rigting van die Here huil. Haar verwagting stel sy in hom. Sy gee terug uit dankbaarheid, sy staan terug en maak God haar kind se eerste prioriteit. Sy versorg met liefde, sy voorsien binne haar vermoë, dat haar kind sy roeping in God kan vind.
Bid heeltyd, bid altyd en in alle omstandighede. Bid met harde woorde of bid dat net jou lippe beweeg, maar bly bid vir jou eie kinders of die kinders wat jy help grootmaak. Bid so al dink die wêreld soos Eli dat jy dronk is. Beklee en bedien hulle, nie met die beste uit die winkels uit nie, maar die beste en die mooiste van jou omgee hart en jou sterk geloof. Pas daarom hulle harte op deur minder toe te laat, maar God in te laat. 'n Moeder is op die ou einde iemand wat deur God uitgekies is met 'n baie spesiale rol om op aarde te vervul. Of dit nou 'n ma, 'n ouma, 'n tannie of 'n voog is, hy berei haar voor met ervaring. Soms met trane, ander kere weer met seer kry, sodat sy met die liefde in haar hart vir haar kinders die pad na God kan wys. Wees soos Hanna, 'n biddende moeder, want dit is vir jou kinders meer as genoeg. Amen. Gemeente, ons gaan saam sing Vonk 79. Dis juis 'n lied wat getuig van God se groot genade waarin ons elke dag gaan leef. Genade waarmee hy vir ons voorsien in ons diepste hartsbegeertes, maar ook genade wat ons moet uitdeel. Genade waarin ons met vrymoedigheid na hom toe kan kom as die beginpunt en die eindpunt van ons lewe. Ons gaan hierdie lied saam sing. U bly staan vir die geloofsbelijdenis en dan sing ons ook as slotsang die Onse Vader saam.
ons doen staande hardop belydenis van ons geloof en elkeen spreek in sy en haar hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Gaan in vrede en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by en met julle elkeen wees. Amen. In die skadu van die verlede, in die drome van ons toekoms, is dit die Gees van God wat ons lei deur donker en lig. Met elke stap wat ons neem, leef ons in sy genade.
ons harte gevul met hoop, geloof en liefde. Laat ons groei in geloof, laat ons gloei in sy lig. Laat ons liefde vloei soos 'n rivier, en die boodskap dra van sy liefde, lewe en genade met elke tree wat ons neem. Laat sy liefde in ons bly, vir altyd in sy lig, vir ewig sien. Die wingerd wat vrugte dra in die seisoen van sy tyd, soos die sterre wat helder skyn in die hemel van die nag. Ons lewe vir sy glorie, ons gee ons harte geheel. Ons loop die pad van diens, nederigheid en waarheid. Laat ons groei in geloof, laat ons groei in sy lig. Laat ons liefde vloei soos 'n rivier, en die boodskap dra van sy liefde, lewe en genade met elke tree wat ons neem. Laat sy liefde in ons bly, vir altyd in sy lig, vir ewig sien. In elke storm, in elke vreugde, ons vertrou op die Here. Sy woord is ons gids van die oggendglans, door die laatste sons ondergang. Sal ons sy naam loof, vir ewig dankbaar wees. Laat ons groei in geloof, laat ons groei in sy lig. Laat ons liefde vloei soos 'n rivier, en die boodskap dra van sy liefde, lewe en genade met elke tree wat ons neem. Laat sy liefde